Psalm wat sê, kom ons loof die Here tesame, en dan sê hy, ek wil nie sê ou mense nie, maar dan sê hy die ouer mense, soos oupa Moelele, en die jonges tesame. Het jy geweet, as ons eendag in die hemel kom, gaan daar nie 'n aparte kinderkerk, en daar gaan nie 'n aparte groot menskerk wees nie, stem jy saam? Oues en jonges gaan tesame, die jonges gaan saam met die kinders, ons het 'n woord geleer as kind, Jabula. Julle weet wat is Jabula? Dans en bly wees, en die kindertjies gaan saam met die groter mense die Here aanbid. Halleluja. Yes. Ek wil sommer met die deur in die huis val, aangesien ons 'n klompie is vir oggend. Ek gaan dalk net hierdie net so vir die ek wil hom net so 'n bietjie dra. Nee, dis jy so kom ek nou maak jou op. Net so as ek wil klaar. Ek kan opsit, maar ek sê nie sê. Yes. Julle moet sê as ek hom moet afsit maak, is bly as jy hom nie sê ek moet afsit nie, want kyk al klaar hierson. So goed, nou ons het nou vanoggend die inseëning van klein Lelieke, maar saam met dit wil ek sommer vir almal bedien vandag. Nou ek vertrou dat hallo Marco se aanstaande Maryke en nou Marlies, ek ken nie jou man nie. Baie welkom hier. So wie van julle onthou van Hanlie hare? Hanlie wat hare gesny het, dis hulle twee pragtige kinders. Daai so baie welkom. Hulle het van Tosca afgery vanoggend vir die diens. So en Marco, wil jy hier voor met jou aanstaande bruid kom staan? Nog nie. Een van die dae. Nee, hulle gaan trou. So maar ja, so net sê dit is lekker om hulle weer te sien en ek kom by die huis. Ek sê vir Irina, "Yes, jou Marco, hy is sommer net 'n ou nederige dude. So ek waardeer jou." Nee, dis 'n kompliment vir jou. Hy's 'n oulike ou, nee. Is mos wat sy moet sê. Yes. Goed, nou vanoggend se boodskap is nou ook vir jou en vir julle almal. Maar die tema van vanoggend is die mens is die kroon van God se skepping. Nou vanoggend gaan oor God. It's all about you. Stem jy saam? So moet asseblief nie vanoggend se boodskap verkeerd inlees dat ek die mens, wil ek sê, verhewe maak nie. Ek wil graag dat u vanoggend sal inkyk in die hart van die Vader vir die mens sal optel. En dat ons God se hart oor jouself sal optel. So dan my gebed is net vandag dat u in 'n klein oomblik net so bietjie weer eens net sal paak by die besef van wat is God se oorspronklike gedagte. Amen. Nou vir baie van u wat dit nou al baie al gehoor het, kan dit nou al bietjie holgery klink, maar bear with me, want Moelie wil dit graag hoor. Hy daar by die rolbak eendag vir my gevra, vertel my 'n storie. Goed, hy's lief vir stories. Nee, ek joke net, maar o ja, hy het gevra, hy's single. Soos weet jy dalk van iemand, kyk hoe lekker lag hy nou. Okay, maar so ek het sy telefoonnommer, alles is beskikbaar. Wil jy gou opstaan? Wil jy gou vir ons die Is dit alright? Okay, nee goed, maar as hy ou met die groen hemp en die baard en die kakiebroek, dis hy. Dis goed. Dis nie die een wat langs hom sit wat single is nie, is hy. Goed, amen. Nou, maar Moelie nou net vir jou daai storie vanoggend. Iemand wat ek ken, vertel eendag, klomp jare terug, hy's nie bediening. Goed, skies, ons sukkel so 'n bietjie met die baie fans, so dan moet ons altyd dan wys hy net vir my so, dit sê nie, sy sê ek moet 'n dop vat nie, sy sê ek moet hom nader aan my mond sit. Goed, maar die ou het whale watching 'n boot gehad in Hermanus en hy het mense uitgevat vir whale watching. En dan is nou ek soveel uit mense altyd op die boot, maar die een dag toe hy baie teleurgesteld dat hulle net daai dag hy het een ou gehad op die hele boot. So hy was jy's nogal teleurgesteld
as jy 'n hele boottrip vat en jy het net een ou wat saam met jou is, stem jy saam. Maar hy ry nou, en terwyl hy nou ry, die ou het koffers op koffers vol kameras en lense, en toe kom hy agter, maar hierdie ou is lus vir foto's neem. Maar dit het nie lank gevat, hy vra vir hom, Jessie, dude nou, hoe is dit dat jy so baie foto's het, toes hy van, ek is nou nie die van julle wat met foto's neem, 'n fotobedryf, sal ook weet wie dit, maar toe is hy al die tyd die wêreld se bekendste fotograaf. Hy het byvoorbeeld, neem in 1 jaar 'n foto, dan kry hy miljoene pond vir daai foto, en baie van die foto's wat jy al gesien het, is sy foto's wat so op skilderye is en alles, want hy is nou net, hy is op het, hy is nou goed. Nou ek weet nie wie is dit nie, maar die ou is toe saam met Frans op die boot, en so kom hy vertel is, soos hy dit nou sê, 'n 60 ton walvis, kom uit die water, en dan maak hy daai stert so, en in die berge van Hermanus, in die Agulhas, is hulle daar so, en dan sê die ou vir hom, wow, en dan sê hy, nee, hy kan nou nie die foto neem nie, die berg in die agtergrond is nog nie reg nie, dan start hy die boot, dan skuif hy die boot hierdie kant toe, dan wag hulle ruk, en kom die walvis uit, en dan sê hy, wow, nee, dis nog nie reg nie, die beligting van agter is nie reg nie, en Frans so is nou later al, want hy ken nie die game nie, hy ken nie van hoe presies hierdie ou is nie, maar op 'n kol kom die walvis weer uit, en daai water wat soos 'n waterval van sy stert afdrup, kom so af, in die volgende oomblik toe hoor hy hierdie ou skree. Hy kyk om, hy dog hierdie ou val uit die bo van die boot af. Die volgende oomblik, maar die ou, wow, skree so, en hy gaan te kere, hy sê, I've got it, en hy sê vir Frans so, hy sê, we can go home, en hy begin sy lense op te pak en alles, en Frans so vra vir hom, hy sê, jy het betaal vir 'n 2 ure drive, en is 45 minute, jy het nog tyd oor, jy het vir dit betaal. Hy sê, I don't need it anymore. Hoor nou die woorde, hy sê, I've captured the moment. Nou hoor gou hierdie woorde, sê gou saam met my, I've captured the moment. En daai foto was een van die foto's wat vir hom miljoene ponde ingelewer het van daai walvis se stert. En die alles, en toe hulle so terugry, is Frans so, hy bestuur die boot nou op pad terug, land toe, en in sy op pad terug, toe dink hy aan hierdie storie, en die Here praat met hom, hoor nou gou mooi, om het net vir ons, laat ons net 'n ding van die hart van Papa God te verstaan. Die Here sê vir hom, I did not rest on the 7th day because of a busy schedule. Van 'n besige skedule. God kan nie moeg raak nie, stem jy saam? Hy slymer of slaap nie. Hoekom het hy rus nodig gehad? Stem jy saam? Hy het mos nie rus nodig nie. Hy sê, die Here sê vir hom, I rested because I have captured the moment. Man. Sê gou saam met my, wow. Sê dit agteruit, wow. Goed. Amen, ouens. God did not rest. God het die 7de dag gerus, want oor sy tevredenheid en sy joy moment van die mens wat hy gemaak het. Nou, die skrif sê vir ons, ouens, dat in Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê hy, dit wat hom na die kruis toe gedryf het, laat hy naak aan die kruis en die skande verag het en alles ligter geag het as hierdie prys, sê die skrif, daar was iets vir hom voorgehou, 'n prys na die kruis, en naamlik jou en my. Dit was ons wat hom bereid was, dat hy die prys deurstaan het. Dis wat Hebreërs 12 vers 1 en 2 vir ons leer. Dan moet daar moes iets wees rondom God se hart. Nou kom ons blaai na 'n bekende boek in die Bybel, naamlik Genesis. Goed. Nou wie van julle weet wat beteken die naam Genesis? Begin. Mooi. Goed. So kom ons kyk so bietjie net na die skepping. Nou ek hoop nou my blaaie wapper nou nie te veel rond hier nie. Nou ek het die week wat verby is so bietjie in die voorbereiding bietjie net weer gaan delf in die Hebreëus
Nou dank die Here nou vir dit, dat ek nou 'n bietjie die voorreg kon gehad het om net weer eens na die greatness van die oorspronklike teks te loop kyk. Nou geliefdes, ons Afrikaans en Engels is baie beperk, stem jy saam? Alhoewel ons 'n mooi taal het, maar hy druk hom nie so mooi uit. Een woord gaan hom nie so mooi uitdruk soos wat daai Hebreëse woorde dit uitdruk nie. En stem jy saam dat die woord Bybel, die Griekse woord vir Bybel is biblon, wat beteken die boek. Nie net 'n boek nie, dis die boek van alle boeke. Dis waar die woord biblioteek vandaan kom. Goed, nou leer jy, maar dit gaan nou nie die plooie wegvat as jy dit nou weet nie. Maar in elk geval, Genesis 1, vers 1, so dis redelik mooi. Hy sê, in die begin het God, so God, sê in the beginning God. So dis die begin van alles, dis die begin van die skepping, dis die begin van die Bybel, en God het dit so bestel, dat die hele Bybel begin met hierdie woorde, in the beginning God. Goed, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou goed, daai woordjie skape, jy sal sien deurgangs in Genesis 1 en 2 is daar 'n onderskeid tussen die woordjie skape en maak. Nou kom ek verduidelik vir u. Die woordjie skape, nou dit is eintlik so powerful vandag hierdie. So kom ons pak net so 'n bietjie hier en dan luister ons net gou. Is dit reg so? Hierdie woordjie, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, is die Hebreëse woord bara. Nou dit gaan nou nie, ja, julle hoef nou leer julle daarom 'n Hebreëse woord, bara. Maar die woordjie bara is baie meer as net skape. Want dit klink so amper of die mens dit ook kan regkry om iets te skep. Maar daai woordjie skape beteken in sy letterlike vorm skepping uit niks. Met ander woorde, en dit, net daai woorde, kanselleer die dwaling van die evolusie somme in alles. So, die woordjie bara beteken, in die begin het God die hemel en die aarde bara, wat beteken, daar was niks, daar was nie materie nie, daar was niks gewees, en uit niks uit het God iets gemaak. So dis wat dit beteken. Maar nou, posgou, het u geweet, toe hy dit daar sê, is dit die laaste keer, wat hy dit daar gesê het. Wow, stem jy saam? Okay, jy gaan nou nie weet of dit nou in Hebreëus so, maar dis amazing, net om te weet, dis die enigste keer, wat God gesê het, hy het uit niks iets geskep. En dan gaan hy aan, lees ons, en hy sê, hy het dit gemaak, en hy het dat gemaak, hy het die voëls gemaak, hy het dit gemaak, alles het God gemaak, en daai woordjie maak, is nie die woordjie skape nie, skape beteken bara, wat beteken skepping uit niks uit. Maar toe gebruik God die woord, daarna het hy alles gemaak, en daai woordjie gemaak in die Hebreëus is die woordjie asha, wat beteken van een vorm na 'n ander vorm. So hy het iets gehad, daar was klaar materie, en uit dit uit het hy iets anders gevorm. Ons as mens, stem jy saam, kan dinge maak, stem jy saam, maar jy moet iets hê om mee te maak. God het uit niks uit bara, uit niks uit het hy die hemel en die aarde geskep, en toe daarvan af het hy iets gehad waarmee hy die volgende gemaak het. Goed, nou, dit is nou kosbaar. Maar geliefdes, as ons nou in hierdie hele skepingsverhaal van Genesis 1 en 2 lees, dan lees ons dat God het alles wat hy gemaak het, met ander woorde van een vorm na 'n ander vorm, hoor nou mooi, het God tot 'n bron gespreek. Alles wat God gemaak het, hy het byvoorbeeld vers 11 sê, God het gesê, laat die aarde, die bron, voortbring. Hy gaan verder aan en hy, byvoorbeeld in vers 20 sê, laat die waters voortbring. Alles wat God gemaak het, van een vorm na 'n ander vorm, het hy altyd tot 'n bron gespreek. Nou,
die powerful van dit alles is, lees gou saam met my vers 26, sê gou, wat sê Etienne nou hier? Alles wat God gemaak het, het hy eers tot 'n bron gespreek. Sê gou saam met my dit, as jy dit glo. Alles wat God gemaak het, het hy eers tot 'n bron gespreek. Hy het tot iets gespreek en gesê, bring voort, bring voort, bring voort. Hy het tot 'n ding gespreek en gesê, bring iets voort. Vers 26 sê, en God het gesê, laat ons, en as jy skryf in die Bybel, skryf daar, daai woordjie ons, kan jy omring en skryf daar bron. God het tot 'n bron gespreek, naamlik homself. God het tot 'n bron gespreek, naamlik homself. Hy het gesê, laat ons mense voortbring, laat ons mense maak. Ek gaan dit nou verduidelik, na ons beeld en ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel. Okay, dan gaan hy aan. Is dit nie amazing, die geliefdes, dat alles wat God gemaak het, het hy tot 'n bron gespreek, maar toe God die mens maak, moes hy ook tot 'n bron spreek, en hy spreek naamlik homself. Is dit nie genoeg om al klaar op te spring en te sê, Here, wow, om te weet dat God gemaak het, en hy sê hierso, laat God mense asja, wat beteken, uit een vorm, ek gaan iets vat, en ek gaan dit voortbring in 'n ander vorm. En uit 'n vorm, naamlik homself, het hy iets voortgebring. Maar nou is daar 'n stanningswoord, vers 27, wat sê, en God het die mens, nie gemaak nie, geskape, die enigste keer ooit. Geliefdes, ek bid dat die grootsheid hier van u hart sal tref nou. Ek het nou begin om te sê, God het die enigste keer die woord bara gebruik, toe hy gesê het, uit niks uit. En God het gesê, laat ons mense maak, maar toe hy die mens maak, het hy die mens geskape. En niks, nie 'n perd, of nie 'n stoetperd, of nie 'n kameel, of nie, niks in die hele skepping is die woordjie bara nie. Die enigste is die woordjie by die mens. Toe God die mens uit niks uit hierdie aarde uit geskep het, hy het dit uit homself uit voortgebring. Nou, geliefdes, as ons die grootsheid hiervan het besef, dan verstaan ons, en ek wens ons het nou tyd gehad om stil te staan hier op, geliefdes, maar Prediker 12, Prediker is 'n geweldige ryk boek, as ons dit net wil besef. Maar Prediker 12 leer vir ons 'n lewensbeginsel. Hoor nou gou mooi. Ou mense en jong mense tesame. Hy sê die mens gaan na sy ewige woning. En almal van ons, soos Hebreërs 9:27 sê, ons is bestem om almal om eenmaal te sterwe. Goed, stem jy saam? Dit is redelike een uit een beginsel, sê almal gaan sterf. Goed. Maar dan sê hy hierdie stelling, hy sê die mens gaan na sy ewige woning, en dan sê hy in vers 7, 'n verskriklike, ek wens nou ek het nou tyd gehad, om dit nou voor laat jy dit lees, maar julle, ek vertrou, dat julle tog, ekskuus, ek gaan nou net 'n plan maak, hierdie plan my nou gelees. Nou moet ek net my beerings eers weer reg kry hierso. Die mens gaan na sy ewige woning, en dan sê hy in vers 7, luister gemooi, die stof keer na die aarde. Nou daai woordjie stof is nie stof nie, dit beteken materie. Met ander, die stoffasie waaruit ek gemaak is, my vlees, my selle ontbind ensovoorts. So die karkas, is dit die regte woord? Lyf van die mens gaan, hy vergaan en hy ontbind en hy keer soos die uitdrukking in die skrif sê stof tot stof. Maar dan sê hy in vers 7 'n verskriklike woord. Hy sê, hoor nou gou mooi. Hy sê die mens, die stof keer na die aarde. Maar dan sê hy, het jy hom Andre? Okay, luister gou hierso, dis beautiful. Ek is bly jy het hom gehou. Vers 7, net vers 7. Net vers 7. Right, vers 7 sê, en die stof van die aarde,
en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Nou dit klink nou amper na 'n klein stelling. Ouens, is die grootste stelling wat ek vandag wil maak. Hy sê die mens se gees keer, hy sê nie keer na God toe nie. Hy sê dit keer, weet jy om daar, dit keer terug na God toe. Nou as ek en ons is redelik, dit lyk daarom redelik of julle redelike intelligente mense hier is. Goed. Nee, is 'n kompliment, julle is. Maar aangesien julle so intelligent is, weet julle mos dat die woordjie terug beteken hy was al daar. Dan is dit amazing om te dink dat God, onder andere in Psalm 29 en dat God na die mens verwys as hemellinge. Hemellinge. Wat beteken ons is uit God uitgebore. Ons kom, dis ons oorsprong, dis die plek van ons oorsprong, ouens. Ons is uit God uitgebore. Die mens is die wese wat gebara is, wat uit God gebore is. Toe in hoofstuk 2 vers 7 sê die verniet, hy sê toe Adam daar gelê het op die grond en hierdie stuk klei, stuk modder of stuk wese wat hier lê, het daar gelê. En die skrif leer vir ons, ek onthou nog die dag toe ons hierdie in die klas op Bybelskool gehanteer het en in sy oorspronklike teks gedelf het daarin, beteken letterlik dat God gekniel het. En hy het langs Adam gekniel. He came from heaven and he knelt down next to Adam. En hy het die asem van die lewe in die mens geblaas. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, God gave man the kiss of life. Sê gou saam met my, the kiss of life. 'n Ander vertaling sê, hy het homself in die mens ingeblaas. Hy het die asem van lewe in die mens geblaas. En wat Andre ook ander dag aangehaal het, dink net ouens, dink net 'n oomblik hierin. Hier lê Adam en God blaas in hom en lewe kom, sy siel kom en lewe kom in Adam. Wat was die eerste gesig, die eerste imprinting wat Adam gesien het, wat hom bygebly het vir die res van sy lewe? Wat was die eerste beeld wat Adam gesien het? God se gesig. Because God kissed him. En is daar nie iets beautiful aan die oorspronklike gedagte van God, van die skepping nie? En dan lees ons nog 'n amazing ding. As jy gaan kyk, dan sien jy orals waar dit hier staan, vers 4 sê, toe sien God dat die lig goed was. Vers 12, toe sien God dat dit goed was. So gaan dit aan, vers 18, alles wat God geskep het, sê hy, toe sien God dat dit goed was. Nou daai woordjie toe sien God beteken nie God het gesê my genigtig smeer jam onder my arms. Ek is nou so verras vir wat ek hier sien nie. Dis nie wat God daar gesê het nie. Dis nie wat beteken toe God gesê het God het gesien nie. God het dit nie ontdek nie. Die engel, die hoor nou mooi, het jy dit daar, hy sê ekskuus, ek spring nou eintlik rond, so, my vrou, ons sê altyd, as jy wil sien waar is tekens en wonders, hier, dit gebeur hier, my vrou gee vir my tekens en ek wonder wat dit beteken, so, ek weet ek is deur mekaar, of maar toe maar, as sy so sê, gaan net aan, beteken dit nie, wieliekie nie, goed, maar ons sal dit op die groep sit. Maar alles wat God gedoen het, het hy gesien dat het goed was. Nou daai woordjie sien is 'n verskriklike groot woord in sy oorspronklike teks en dit beteken to gaze with joy. Ek het nou hier gesê, ek is nou so ver van my notas af, hier sê, he gazed, he stared and enjoyed what he saw.
En hy het eers vir 'n oomblik gepos en hy het dit so geniet. Ek het, soos ek sê, ek het sommer 'n klomp woorde gaan deurgegaan in die Hebreëse teks, en dit was vir my opvallend gewees, geliefdes, daar's een woord, wat as jy daai woorde in hulle oorspronklike betekenis, ek nou alles hier so voorhou, en dit beteken, dit so omvattende woord wat dit beteken, en dit brei so uit, dan is daar een woord wat soos 'n goue draad in al hierdie woorde voorkom, en dit is, hoor nou mooi, joy. Joy. En as ons net kan vir 'n oomblik dink, die joy wat Papa God beleef het, en geniet het, toe hy dit gemaak het. Daai wow belewenis. Ek onthou toe ons op Bybelskool kom, in my eerste jaar was jy amper genoodsaak om te sê, ons almal is veronderstel om die boek te lees, The Divine Romance. Het eenmal van hom gehoor? Die skrywer is Gene Edwards. Nou, ons kan hom leen, maar hulle sê, Christene is goeie boekhouers. Jy kry nie altyd jou boeke terug nie. Goed, maar as jy dit ooit wil bestel, dis 'n fenomenale boek wat u beeld, die persepsie van wat in die hart van Papa God was, die oorspronklike gedagte van die skepping, en dit alles is die woordjie joy, is in elke woord is dit soos 'n goue draad, die gees en die belewenis van die skepping was gekend in een begrip, naamlik joy. Johan, skus, dis half, ek herinner julle net. Goed, okay, nee, dis so, okay, nou, daai woordjie joy, God het gesien dat dit goed was, God het alles geniet, wat hy gemaak het. God het alles geniet wat hy gemaak het. Nou ouens, maar hoor nou mooi, vers 28 sê, en God het die mens geseën, of hulle geseën. Nou daai woordjie geseën beteken letterlik, hy het hulle in staat gestel om suksesvol te wees. Hy het hulle in staat, hy het die mens in staat gestel om 'n sukses te wees. Hoekom? Want die mens is na die beeld en na die gelykenis van God gemaak. Is God suksesvol? Maak God foute? Dit is nie eens in sy vocabulary nie. Met ander woorde, God is 'n sukses, en hy het die mens geseën met sy wese, met wie hy is, om 'n sukses te wees. Met ander woorde, dit wat ons ken, wat van die vloek afkom, en dit wat ons, die ander kant van die sy, elke leuen en elke ding wat in die mens geïmprent word, van ek is 'n mislukking ensovoorts, was nog nooit God se oorspronklike gedagte vir ons gewees nie. Nou, kom ons maak klaar. Hy maak die skepping, of hy seën die mens, en toe hy die mens geskep het, sou u dink, hy sê ook, en toe sien God dat dit goed was. Maar hoor nou ver, hy sê, en hy het die mens geplaas as heersers ensovoorts, en vers 31 sê hy, toe sien God. Hy sien nie dat dit, met ander woorde die mens, ook wat hy gemaak het goed was nie. Hy sê, toe sien God dat alles wat hy gemaak het. Nie net dat dit wat hy gemaak het nie, nie die mens nie, die skrif sê, hy het die skepping gemaak, toe sien God dat dit goed was, toe maak hy dit, toe sien God dat dit goed was, toe maak hy dat, toe sien God wat dit goed was. Maar toe hy die mens maak, toe sê hy nie daar, toe sien God dat die mens ook goed is nie, hy sê, toe sien God dat alles, asof dit net 'n kulminasie is, 'n insluiting is van alles, dat die mens die kroon is, dat hy alles gemaak het, wat Psalm 8 ons leer, hy het alles gemaak, en aan die einde toe kroon God die aarde met die mens. Nou toe ek op Bybelskool was, toe kom 'n professor uit Amerika, professor Spaak. Ekskuus nou vir die gory, of vir die boring detail, as dit nou vir boring is, was vir my nie boring nie. Nou as u gaan Google, sal u sien dat professor Spaak was hy's oorlede al, was een van die wêreld se mees bekendste wetenskaplikes rondom die skepping.
Hy's 'n boerling van Bloemfontein, het u dit geweet, alhoewel hy van Amerika was, is hy in Suid-Afrika gebore, en het u geweet, hy's wedergebore, hy's 'n kind van God. En hy het die dag, kom kuier hy, en hy het studente saam met hom gebring uit Amerika uit, want hy het altyd by Sutherland en in die name woestyn het hy studente uitgevat om na die sterre te kyk, en hy is toe in Bloemfontein, en ons rektor vra vir hom, wil hy nie net met die studente 'n paar woorde kom gesels nie. Nou ek dank God dat ek deel was van daai era wat in daai banke gesit het. En professor Spaak het daai tyd nog skyfies gewys. Dit was net amazing toe hy die skepping daar uitgebeeld het. Want hierdie ou ken, hy verstaan iets. En hy sê 'n ding, onthou geliefdes, die woord leer vir ons, die mens is die kroon van die skepping. Wie van u het al foto's gesien, hoe klein is die aarde in vergeleke met al daai planete? Ek kan dit nou nie vir u sê nie, maar u sal nou weet. Want daar was byvoorbeeld, kyk, hulle vertel moes van die ou wat in die museum gewerk het, toe sê hy, hierdie fossiel is 50 miljoen en 3 jaar oud. En toe sê hy, hier is stalagmiete, en hy sê, dit is 27 miljoen en 3 jaar oud. En dan verwys hy na hierdie dinosaurus is 18 miljoen en 3 jaar oud, en alles is soveel miljoen en 3 jaar oud, en die mense sê vir my, julle is amazing om die goed net so presies tot op en 3 jaar oud. Hy sê, nee man, ek het 3 jaar terug hier begin werk, toe was hy 50 miljoen jaar. So, maar in elk geval, maar hy verduidelik vir ons die skepping toe nou, en hy sê, die van Phyllis is 'n mechanic. Nou, ek is nou nie 'n mechanic nie, ek weet bietjie, ek het beperkte kennisse, maar jy het baie goeders om mekaar te laat werk. Nou het u geweet, hy verduidelik vir ons dat die verste planeet, en soos wat Louis Giglio dit so mooi al verduidelik het van the known universe, wat beteken daar is nog soveel dele van die universe wat nog nie eens ontdek is nie. Maar het u geweet dat die verste beweging in die univers is gemaak vir die mens? Nou vra hy, hoe kry ek dit reg? Vra vir hom, vra vir professor Spaak. En hy sê dat elke beweging is om in 'n wentelbaan deur eeue en eeue te loop, om beweging sodat daar magneetvelde op die aarde is. Alles is gebaseer om suurstof en lewe op daai ou klein planeetjie te bring, naamlik die aarde, sodat die mens kan leef. Toe sien ek dat dit wat God gedoen het goed is. En kom ons sluit af, hy sê, toe sien God dat alles wat hy gemaak het, en hy sê nie daar dat dit goed was nie. Wat sê hy daar? Toe sien God dat dit baie goed was. God is an extravagant God, stem jy saam? So as hy die woord gebruik baie, is dit nie net baie nie, dit is baie. Dis groot, dis groot. En God het gesien dat dit wat alles, met ander woorde, God sien dat alles wat hy gemaak het, naamlik toe hy die mens gemaak het, toe sluit dit somme die hele alles in wat hy gemaak het, die van die univers alles. Nou wat sê hy Etienne daarby? Ek sê dat die mens gee definisie aan sy hele skepping. Die mens gee is die rede, die mens gee die definisie. Dit is waarvoor God die mens gemaak het. Ons sing daai liedjie, you didn't want heaven without us, so you brought heaven down. Halleluja, geliefdes, God het nie nodig gehad om iets te skep nie, maar God het die mens geskep vir community. Halleluja. En geliefdes, kom ons net nog 'n laaste standing ding, dan sluit ons af. Het u geweet, Lafras en Jacomay, hierdie is nou op julle gemik, maar en almal wat hierby is. Het julle geweet dat alles wat in die hemel was, het God die name voorgegee. God het die son genoem son, of die maan as die kleiner lig ensovoorts. God het dit alles daai name gegee. Maar Genesis 2 vers 19 sê dat God het die mens gebring, en hy het die mens gebring na alles wat alles, sê saam met my alles, omvattend alles wat op die aarde was, het hy gesê, gee jy die naam.
Alles wat op die aarde is, was deur Adam vernoem. Alles wat in die hemel is, was deur God vernoem. Met ander woorde, God het die mens dominion, God het die mens gesag gegee om naam te verskaf. Nou naam, wat is 'n naam? 'n Naam is identiteit. 'n Naam sê wat dit is. Stem jy saam? As ons hierdie zebra hier sou staan en jy noem hom ou Kolle, dan gaan iets nie pas nie. Stem jy saam? Dan moet 'n rede wees hoekom 'n ding genoem word tot hy noem, want dit is sy identiteit. En God het Adam in die tuin geplaas en jy is in jou tuin geplaas. Met hierdie gesag, met hierdie droom, met hierdie vooruitsig wat God, die kroon van sy skepping, sê die skrif, sodat jy gelukkig kan wees in die land wat die Here jou God aan jou gee. So jou huis is jou land wat God aan jou gegee het. En jy is deur God verskaf gesag. En die skrif sê, God het gesê, alles wat Adam aan hierdie ding sy naam gee, moet die hemele eer. Oh. Die hemele eer, die naam of die identiteit of die gees wat jy skep binne in jou huis. So, dit wat geskep is, die teenwoordigheid of die atmosfeer wat in jou huis is nie die TV se skuld nie. Jy is die heerser. Sodom en Gomorra was nie, wie se skuld was dit? Lot se skuld. Genesis 19 vers 1. Hy was die burgemeester, hy was die autoriteit. Hy was die naamgewer van dit gewees en hy het net gelet go. En what happened. Geliefdes, Psalm 115 vers 16 sê, die hemele is gegee vir God om in te regeer. Maar die aarde is gegee vir die mens om te regeer. Hoekom lyk die aarde soos dit lyk, is nie God se skuld nie. Die mens, die heerser, dis hoekom die mens sy heerskappy verloor het en Jesus gekom het en vir ons weer die sleutels van die koninkryk gegee het om te heers. Om te heers en om autoriteit uit te oefen in jou huis. Nou kom ek sluit dan af met hierdie stelling. Ek het nou baie goed geskiep vanoggend hierso, maar kom ons sluit af met hierdie stelling en hoor nou gou mooi. As ons dan vanuit God is, wat ek nou vir u in kort eintlik verduidelik het, dis net 'n samevatting gewees eintlik, en die aarde vir ons gegee is om te vernoem, met ander woorde, ons gee die name op die aarde, jy gee die naam, jy het die naam vir julle kind gegee, en daai naam het u geweet, eer God vir altyd. En hoe brand ek hier nou om vir u die storie te vertel, en ek gaan dit tog maar vertel. Have mercy. Maar vir die van julle wat dit nie bygewoon het vir daai 50 keer wat ek het gesê het, nie luister, mag my net vir die 51ste keer ook. Iemand wat ek persoonlik ken, vertel vir my die storie van in sy gemeente in Durban. Ek het dit by 'n konferensie, het hy dit vir my vertel. Nou luister gou mooi, Lafras. Luister gou mooi. Waar is jou vrou nou? Sy is baie beweeglik vanoggend, in elk geval. Maar ten minste weet jy, sy gaan terugkom. So, in elk geval, hy vertel van die mense in Amerika, hulle bly in Durban, maar hulle werk in Amerika. Nou die vrou, haar naam is Maria, as ek reg onthou het, of seker nou Amerika, Mary, maar in elk geval, sy werk daar, sy na man, bly in Amerika, en oom Piet hulle in Durban is baie siek, en daar's finansiële probleme, en daar's familiefetes, ensovoorts. En die nag, toe praat die Here met Maria in Amerika, en hoor nou mooi, die Here praat met haar, en die Here noem haar Jasmyn. Ek gaan jou pa genees, ek gaan dit en ek gaan dat doen. En so, alles wat die Here vir haar beloof het, het hy gedoen. Maar 'n ruk later, onthou sy is 35 jaar oud, 'n ruk later,
sit Maria en haar man van Amerika af, hulle kuier by oom Piet hulle in Durban in die kombuis, en sy sit aan tafel met haar ma, en sy vertel vir haar die stories, alles wat gebeur het met oom Piet, en die gemeente, die finansies, en die fetus, nie fetus, sorry, fetus, nie fetusse nie, maar goed, maar die Here het dit uitgesorteer, en die goed het gebeur, soos die Here beloof het. Maar sy sê vir haar ma, wat my ek net nie kan verstaan nie, die Here, toe hy so met my gepraat het, die Here vir my genoem, Jasmijn. My naam is Maria, die Here noem my Jasmijn. Haar ma sê, kom weer. Sy is 35 jaar oud. Maria weet van niks. Haar ma het haar nooit vertel nie. Sy sê, kom nog 'n keer. En sy sê, die Here noem my Jasmijn. Lafras, hoor nou mooi. Haar ma sê vir haar, weet jy my kind, maar ma, soos die Engels sê, she cried profusely. Sy het gehuil, sy sê vir haar, weet jy wat, toe jy in my moeder skoot was, het papa vir my gesê, ek wil haar Jasmijn noem. Sy is my Jasmijn. Maar toe jy gebore is, het ons gevoel, ons wil eerder familiename gee, nie, familiename is nie verkeerd nie, asseblief nie. Maar papa het altyd vir my gesê, ek wil haar graag Jasmijn noem. Sy het dit nooit geweet nie, sy is 35 jaar oud, toe die Here met haar praat, toe noem God haar, wat haar eie pa haar graag wou genoem het. As ons nie dit besef, die krag van naam gee, die krag van naam gee, die heerser wat God in ons geplaas het, as ons dan vanuit God is, en die aarde vir ons gegee is om te vernoem, het ons die gesag van naam gee, om naam te gee aan die land wat die Here aan ons gegee het. Die toestand, nou ouens, die toestand van die skepping wys, wat gebeur, hang nou wat te kant toe, as die mens in God se orde of koninkryk is, of nie. God eer die naam, of die identiteit, of die gees, wat jy gee, dis jou keuse. Het jy geweet, God het jou as 'n heerser in jou huis geplaas. En wat 'n joy is dit vandag, as ons dit kan besef, dit is ons huis. Dit is nie iemand anders se plek om naam te gee aan my huis nie. God eer jou land. En hy die hele skepping toe God jou gemaak het, was joy. Amen. Dit was joy gewees. Ekskuus, nou het ek per ongeluk toegemaak. Die hele skepping was 'n skepping van joy. En jy is God, jy is die droom. Psalm 139 sê, jy is die vervulling van God se droom. En jy is uit God uitgebore, en die dag as jy fisies doodgaan, keer jou gees terug na sy oorsprong, die hemel. Halleluja. En as dit so is, as jy dit kan glo vandag, en kan glo dat as dit dan die waarheid is, en ek hierdie geweldige autoriteit het, dat God vir my gegee het, om naam te verskaf, dan wil ek dit gebruik. Amen. Alles wat ek vir u gesê het vandag, staan in die woord, as jy na die tyd die skrifte wil soek en goed, alles staan hierso. Goed, maar kom ons bid net saam. Here, dankie dat die woord joy, die woord blydskap, prominent is, deurgangs in die skepping. Here Jesus, iemand het eendag van u gesê, you are a man of joy. En dankie Here dat u nie verander het, toe die mens geval het nie. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dankie dat hierdie oorspronklike gedagte nog nooit verander het nie. En dankie Here dat ek net vandag kan bid en sê, soos wat ons afgesluit het in daai lied en gesê het, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone.
wil ons vandag sê, Here, ons gee dit alles vir U. En net daar waar jy sit, is my uitnodiging vandag vir jou. As jy vandag net nodig het om net daar vir die Here te sê, Here, I surrender. Ek gee my oor vir U, dat ek binne in die orde van God sal wees, en God se bloudruk vir my sal leef en sal sien. Wil jy dit nie dan net vandag net vir die Here gee, jou hart vir die Here gee? En ek praat nie net van die eerste keer of wedergeboorte nie, ek praat van om dinge oor te gee vir oggend, om vir die Here te sê, Lord, I want to be in unity with you. I want to be connected. I want to be in synchronization with you. Ek wil gesinkroniseerd wees. Here, ek wil wees waar ek soos Adam voor die sondeval met U gewandel het in die tuin en U hom geleer het hoe werk swaartekrag en U hom daar geleer het terwyl hy met hom gewandel het, die dinge van die lewe geleer het. Ek wil ook dit met U wandel, Here, in Jesus naam. En ek sê amen. Halleluja.